all about you. It's all about you, Jesus. Ja, dit gaan alles oor U. Here, soos Paulus geskryf het, Romeine, uit hom en deur hom en tot hom is alles. Here, die digter wat geskryf het, Handelinge, as die digter gesê het, in hom leef ons, beweeg ons en is ons. Ek bid vanoggend, Here, dat ons die teenwoordigheid vanoggend so bewus sal wees van U. En ek bid dat U woord vanoggend lewend en kragtig sal wees, dat U tot ons harte sal kom spreek vanoggend. Ek bid, kom herskep en verander ons lewens, ons denke, ons gedrag. En ek bid dit in Jesus naam. Amen. En amen, jy kan my sitplek neem, dankie. Verbeel ek my, voel dit word koeler. Sorry hoor, ek het gedink het gaan warmer wees as almal hier sit, en toe het ons nou nie die blaasverwarmer aangesteek nie. Nou gaan julle wakker bly, en okay, hoor hier so baie dankie. Ek wil vanoggend regtig, ek wil aansluit by dit wat ek bedien het laas week, en of die laaste 2 weke, en ons gaan nog so rukkie daarby staan, en gepraat oor, ons moet reboot, dus soos 'n rekenaar en 'n selfoon, daar's nuwe inligting en sagteware wat afgelaai word, en dan moet jy kies of jy gaan restart of nie. En ek glo ons het gekies om te restart. Nou hoe gaan ons reboot? Hoe gaan ons, wat wil die Here hê ek en jy moet doen? Wat moet verander? Hoe moet ons kyk na die situasies? En ek wil weer die vraag vra, en ek het dit laasweek ook gevra. Hoekom sê die Here vir jou en my dinge? Hoekom praat die Here met ons? Hoekom gee hy vir ons profetiese woord? Hoekom gee die Here vir jou en vir my nuwe openbarings? Sien, hoekom praat hy met ons? Ek dink tot Siri luister beter partykeer. So, hoekom wil die Here met my en jou? Hoekom deel hy die goed met jou en my? Is dit bloot omdat die Here geselskap soek? Nou, ek dink hy soek ons geselskap, maar dis nie hoekom hy goed met ons praat nie. Mense, die Here praat met ons met 'n doel. En hoekom? En die uitdaging is dat ek en jy moet regtig gaan reflekteer oor die dinge wat die Here al vir ons gesê het. Wanneer laas het jy dalk bietjie gaan kyk na profetiese woord wat die Here vir jou gegee het dalk? Wanneer laas het jy weer gaan kyk na skrif wat die Here vir jou gegee het? Wanneer laas het jy weer gaan bietjie reflekteer oor iets wat die Here net met jou gedeel het? Of wanneer laas het jy gaan reflekteer oor, dalk het jy 'n boodskap ergens gehoor? Dalk het jy 'n preek ergens gehoor, 'n boek gelees, en die Here, en jy weet net, joh, Here, U sê vir my, U praat met my hier. Wanneer laas ek daai goeters, dit gaan reflekteer en dit weer gaan bedink? Want die Here het dit met 'n doel met jou gedeel. Hy het met 'n doel dit vir jou gesê en met jou gepraat. En dit wat die Here gesê het hierdie jaar, sê jaar van regtig, to reimagine and to recreate. Dat ek en jy anders sal sien, anders sal dink. En dat ons anders, wanneer ons anders sien, dat die Here my en jou, hy het ons toegerus om te help om dinge te, kan ek maar sê, herskep. Ons situasies te verander. Verhoudings te verander. Lewens te verander. En ek wil jou weer uitdaag, to reimagine, weer nuut, begin sien soos wat hy sien. Nou wat ek net wil sê is, ons het baie gepraat oor ons denke wat moet vernuwe word. Our minds must be renewed.
Nou jou vernuwende, ek weet nie hoe sê, jou renewed mind, jou denke wat vernuwe is, gaan altyd saamwerk met jou geloof. En ek wil net noem, mense, ons denke te vernuwe, is nie net hierdie mental exercise nie. Dis nie net hierdie ding van 'n positiewe denkwyse te implementeer, want dit kan jou 'n bietjie help, seker in elk geval, maar dit gaan nie net oor hierdie sielkundige, psigiese verandering of the mind and power of positive thinking nie. Nee, daar's iets saam met dit. Daar's 'n transformasie wat die Here wil bring, maar wanneer ons denke vernuwe, dan werk dit saam met ons geloof. 'n Prediker het gesê dat ons denke te vernuwe is soos die walle van 'n rivier. En daai vernuwe denke, jou denke wat renewed is, skep die walle, en daai walle skep konteks vir jou geloof om in te vloei, vir die rivier om in te vloei. Dit werk saam. En die vyand gaan als in sy vermoë doen. Hy's voortdurend, hy werk voortdurend daaraan om, eerstens, dink ek, jou selfbewus te maak. En deur jou selfbewus te maak, hy gaan dit doen deur jou altyd en voortdurend te herinner aan jou lewe voor Christus. Hy gaan jou al ewig herinner aan alles wat jy verkeerd gedoen het. Oral waar jy gefaal het. Hy gaan jou altyd herinner aan hoe sleg jy was. Al jou karakterflaws. En wat jy ook al kan dink. En hoekom doen hy dit? Die Engels praat van he wants to distract you. Hy wil jou fokus wegkry van dit wat die Here vir jou al gesê het, van die woord wat die Here vir jou gegee het. Hy wil distraction by jou bring. Met ander woorde, hy wil my fokus skuif na die verkeerde goeters toe. En as hy dit op 'n een of ander manier, die tweede ding wat hy wil doen is, hy gaan my meer probleembewus maak. Dat ek eerder sal fokus op die situasie, as wat ek gaan fokus op die oplossings wat ek het. En die Here het my en jou toegerus om situasies te kan hanteer. Dit wat ek en jy nodig het in hierdie lewe om godsvrugtig te lewe, het die Here in my en jou gedeponeer. Maar as ek so probleembewus word, so ingesluk word dat my fokus op die probleme is en nie op die oplossing, nie op hom is nie, dan gaan ek nie met die oplossings kom nie. En so ek gesê het, as hy dit op een of ander manier reg kry, dat ek my fokus skuif, dat ek so selfbewus word, gaan ek en jy die heeltyd in reaksie leef op ons omstandighede. Dit gaan die heeltyd voel, ek's die heeltyd besig, hier's 'n probleem, ek moet die heeltyd reageer op die probleem. Dan kom 'n ander situasie, ek moet weer net op hierdie ding reageer. Ek leef die heeltyd in reaksie op situasies. En weet wat, as ons gaan kyk, Jesus het nie so geleef nie. Jesus het nie geleef om dat hy voortdurend op probleme en situasies gereageer het nie. As jy gaan kyk na Jesus, hy het op sy Vader gereageer. Die Engels praat mooi, hy sê, he lived in response to his Father. Maar hy het geregeer, hy het nie gereageer nie. En ek en jy moet leer dat ons leef, dat ons reageer op die Vader se stem. Ons reageer op sy woord. Ons reageer vanuit sy wil uit. Maar die vyand hou ons besig om die hele tyd in reaksie te leef.
Ons denke wat vernuwe is sien die antwoord en fokus daarop hoe sy wil moet geskied. Hoe ek sy koninkryk kan laat kom in alle situasies. So wanneer ek 'n situasie beleef, Vader, laat U wil geskied. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. Hoe kan ek U wil, U koninkryk laat kom in hierdie situasie wat ek nou is? Here, wat is U wil in hierdie situasie? Maar moet my fokus reg wees. My denke moet reg wees. Die koninkryk wat jy bedink, is die koninkryk wat jy gaan openbaar en manifesteer. As ek die heeltyd dink aan die vyand se koninkryk, as my gedagtes die heeltyd gefokus is op dit wat die duiwel besig is, as my fokus die heeltyd, as ek die heeltyd bedink wat in hierdie wêreld aangaan, dan is dit wat ek gaan manifesteer. Want dit waarop jy fokus, bepaal jou optredes. Soos ek die heeltyd bedink wat in die wêreld aan die gang is. As ek 'n wêreldse denkwyse het, dan gaan ek 'n wêreldse lewe manifesteer. So ek wil weer sê, die koninkryk wat jy bedink, is die koninkryk wat jy gaan manifesteer. Maar as ek sy koninkryk bedink, dan gaan ek sy koninkryk manifesteer en optree volgens dit. Hoop dit maak sin. Ek gaan nie die hele Romeine 12 vers 2 lees nie. Maar die nuwe lewende vertaling sê, moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie. Moenie julle gedragspatrone aanpas by hierdie wêreld nie. Moenie gelykvormig word aan hierdie wêreld nie. Hy sê maar word verander deur die vernuwing van julle denke en julle gemoed. Dan sê hulle kan onderskei wat hy wil hê julle moet doen, naamlik dit wat werklik goed en aanvaarbaar en volmaak is. Dan kan ek onderskei. Sien, as my denke verander en vernuwe, gaan ek kan onderskei en ek kan beproef wat sy wil in situasies is. Hoe ek dan moet optree as kind van die Here. So as ek daaraan dink vanoggend, jy moet eerlik wees met jouself. Is jy probleembewus, situasiebewus, of is ek God bewus? Wat praat harder in my lewe? God se stem of al die stemme wat daar buite is? Die skrifgie wat ons nou al baie gekyk het, en ek wil hom weer sê, Kolossense 3 vers 1. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Hy sê bedink die dinge wat daarbo is. Bedink die dinge wat daarbo is. Met ander woorde, my denke moet begin belyn met die hemelse. Hy sê, bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op aarde is nie. Ek wil weer sê, onthou, ons denke te vernuwe is nie hierdie mental exercise nie, dis nie hierdie positiewe denke. Ja, daar is selfdissipline betrokke en nodig, maar
ek gaan dit regkry deur die krag van die Here, deur sy hulp. Hy help my. Hoe meer ek tyd maak om na sy stem te luister, hoe meer tyd ek in die woord spandeer, hoe meer ek die woord lees, hoe meer ek oor sy woord praat, hoe meer beïnvloed dit my en jou denke. Want jy sien, my denke wat vernuwe is, word geanker in wat God sê. En word geanker. Dis bo elke ander stem wat praat. Ek lees 'n ding ergens wat sê, as ek meer tyd spandeer om te luister na die stemme en insette van Hoofstroom Media en die insette van Hoofstroom Media te ontvang, as wat ek spandeer met die woord van God, dan is my negativiteit en depressie self opgelê. Ek wil weer sê, as ek meer tyd spandeer en ek luister meer na al die hoofstrome, wat is die woord genoem is nou? Na al die Hoofstroom Media. Fake news. Vandag weet jy nie, wat is genuine news? Of dit alles voel fake. Maar as ek meer tyd spandeer aan die mooi geld, fake news, as wat ek tyd spandeer om die Here se woord te luister en te hoor, en as ek meer insettinge kry van die Hoofstroom Media en al die stemme daar buite, dan gaan jou negativiteit en jou depressie wat jy beleef, jou eie skuld wees. En dan wil ons baie keer die vyand blameer, ons wil als blameer. Maar die vyand kom en hy subtiel vat hy my, distract my, en hy vat my op 'n paadjie, en mense, die goeters beïnvloed jou. Ek het dit al voorheen gesê, die Hoofstroom Media, al die sosiale media en hierdie goeters, is geskep om jou denke te beïnvloed. Die ingenieurs wat hierdie goeters ontwerp het en geskryf het, nie programme geskryf het almal op 'n program, dokumentêr, het hulle erken, dis geskryf om jou denke te verander en jou gedrag te bepaal. Die goeds geskryf om jou te verslaaf. En wie se stem luister ek na die meeste? Wie beïnvloed my en jou die meeste? En dis hoe ek wil weer sê, bedink die dinge wat daarbo is. En ons moet tyd maak, dit gaan dissipline vat. En wanneer ek die dinge wat daarbo is bedink, een van die kommentaarskrywers, Lightfoot, het gesê, you must not only seek heaven, you must think heaven. You must not only seek heaven, you must think heaven. Hoekom is dit belangrik? Dit wat ons gesê het nou, dit wat ons bid, in die Onse Vader, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Ons bid dit. Hoe gaan ek en jy die koninkryk laat kom in die situasies wat ons betrokke is by? Hoe gaan ek en jy die koninkryk laat kom wanneer in sekere dinge wat ek en jy beleef elke dag? Hoe kan ek die koninkryk laat kom by my werksplek? Hoe kan ek die koninkryk laat kom in my verhoudings, in my huwelik? Hoe kan ek die koninkryk laat kom in my verhouding met my kinders? Hoe kan ek die koninkryk laat kom in ons verhoudings met mekaar? Wanneer iemand 'n krisis beleef en 'n situasie beleef en moeilikheid het, hoe kan ek hom help en beïnvloed? Hoe kan ek die koninkryk laat kom in daai persoon se lewe? Nou om eers die koninkryk te soek, is om eers sy heerskappy te soek
in enige situasie wat ons beleef en waar ons invloed het. Sy heerskappy te soek. Hoekom is dit so belangrik? Onthou, ons kies reset. Al die sagte ware wat die Here in my en jou afgelaai het. Al die woord, al die kennis, al die ervarings. Dit is so sagte ware wat hy afgelaai het. Maar ek en jy moet daai nuwe program, daai nuwe sagte ware aktiveer. En dis tyd, ek dink as dit ooit tyd was, wat so belangrik is dat ek en jy sal opstaan in die doel waarvoor die Here ons geskaap het. Stelling wat sê, the renewed mind is somehow able to put on display the reality of God's heart, which is His world transforming this one. Wil dit weer sê, the renewed mind is somehow able to put on display the reality of God's heart, which is His world transforming this world. En dis hoekom my denke wat vernuwe is, soek geleenthede dat ek deur geloof situasies kan beïnvloed waar ek invloed het. That I can display His kingdom. Hoe gaan ek en jy sy koninkryk demonstreer? Hoe gaan ek en jy sy wil in elke situasie demonstreer? Hoor 'n bietjie wat skryf Paulus in 2 Korintiërs 6 vanaf vers 5. In die nuwe vertaling sê hy, ons is geslaan, in die tronk gegooi en het in oproere beland. Ons het swaar gewerk, nagte sonder slaap deurgemaak en honger gely. En hoe het hulle gereageer? Ons het onberispelik opgetree, met begrip, met verdraagsaamheid en vriendelikheid. Dit alles het ons gedoen deur die Heilige Gees, deur opregte liefde, deur die woord van die waarheid en deur die krag van God. Ons wapen vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen. Dit gaan nie gebeur as daar nie 'n gedenkpatroon verander het nie. 'n veranderde denkwyse, 'n renewed mind, skep die kanaal wat ons deur geloof en in geloof anders optree. Om deur geloof 'n impak te maak in situasies. Hoeveel keer het ons nie al daai versie gekwoteer, 1 Johannes 4 vers 4, hy wat in julle is groter as hy wat in die wêreld is. En wanneer ons die krisis beleef, dan vergeet ons daai versie. Maak nie saak wat se omstandighede, groter is hy wat in ons is, ekskuus, as hy wat in die wêreld is. Interessant, die sielkundige wêreld praat van 'n locus van beheer, locus of control. Jy het of 'n interne locus van beheer of 'n eksterne locus van beheer. In ander woorde, 'n internal locus of control of 'n external locus of control. External locus of control, 'n eksterne locus van beheer beteken ek is die heeltyd die slagoffer van omstandighede wat om my gebeur. Ek het dit gedoen want dit gebeur. So ek word deur my omstandighede beheer. Ek is altyd die produk van die omstandighede wat om my aan die gang is. Interne locus van beheer beteken ek
kies hoe ek gaan optree en hoe ek gaan reageer. En ek en jy, groter is hy wat in my is. Waar woon sy Gees? In ons. Solank as wat ek en jy die heeltyd verskonings maak oor goeters wat om ons gebeur en situasies wat om ons gebeur en ek het opgetree want so en dit gedoen. Want hierdie ou het voor my ingery. Want hierdie ou het my onregverdig behandel. Dan is ek besig om te leef vanuit 'n eksterne locus van beheer. Die Here het nuwe sagte ware in my en jou afgelaai. Hoe kan ek en jy anders optree? Ek kan nie jou gedrag bepaal of verander nie. Ek het nie beheer oor iemand anders se gedrag nie. Ek het nie beheer oor die omstandighede nie. Wat het ek beheer oor? My keuses. My optrede. En het hy vir my die sagte ware gegee? Ek noem dit maar sagte ware. Het hy my en jou het hy my toegerus om dit te kan hanteer? Ek wil weer vra wat ek gevra het. Paar keer al. Wat is die kennis wat hy my reeds gegee het? Waarmee het hy my reeds toegerus? En weet wat mense, hy het ons toegerus met dinge wat ek en jy partykeer nog nie eens ontdek het nie. Daar's goeders wat hy in my en jou gedeponeer het. En weet wat gebeur is? Moeilike situasies en omstandighede help dat ek daai goed wat hy in my gedeponeer het ontdek. Want is krisissituasies wat daai goeders wat hy in my reeds gedeponeer het na vore laat kom. Hoeveel keer het ek en jy nie al, as ons in 'n moeilike situasie beland het, na die tyd sê, ek het nie gedink ek gaan daai ding kan so hanteer nie. Hoeveel keer as jy verstom, die manier wat jy opgetree het, dat jy dink na die tyd, dis vir jou, hy het dit in jou geplaas. As jy die blaar klees, as ek hierdie blaar kneus, dan openbaar dit wat binne in die blaar is. Wanneer jy gekneus is, en ons het 'n renewed mind, gaan dit openbaar, dit wat binne in jou is. Maar as ek die heeltyd 'n slagoffermentaliteit het, as ek die heeltyd 'n wêreldse denkwyse het, wat gaan uitkom? Wat het ek tot my beskikking? Hoe gaan ek dit? Hoe gaan ek dit demonstreer? Hoe gaan ek dit manifesteer, as ek dit so kan uitdruk? 2 Petrus 1 vers 3, immer sy goddelike krag het ons alles geskenk, wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deeg. Nuwe vertaling sê, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om tot lewe en hom te dien. Alles geskenk om godsvrugtig te lewe. 2 Timoteus 3 vers 16, wat hy sê, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees en vir elke goeie werk volkome toegerus. Korrekte denkwyse en 'n lewensbeskouer, hoe sê hulle in Outlook on Life, hou direk verband juis met daai locus van beheer wat ek en jy het. In 'n praktiese situasie, ek en jy het dalk te doen met iemand. Ek ry op die pad, ry op die snelweg,
Iemand jaag by my verby en hy druk voor my in en hy jaag soos 'n besetene in die pad af. Kan ek beheer hoe daai ou ry? Nee. Maar ek het keuse hoe ek gaan reageer. Hoe ek gaan optree. En weet wat, nou ry jou kinders saam met jou in die kar. Here, laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied soos in die hemel, net so ook in hierdie kar. Ek sien voorbeeld vir my kinders. Hulle gaan doen wat ek doen. Here, laat U koninkryk kom. Eksterne locus van beheer, interne locus van beheer. Groter is hy wat in my is. Here, U het my gevul met U Gees. Ek het die vrug van die Gees. Ek het 'n interessante term ontdek toe ek net goed sit en oplees rondom hierdie. Hulle noem dit fundamental attribution error. Fundamentele toeskrywingsfout. Fundamental attribution error is dit maak dat ek baie keer bevooroordeel is as dit kom by ander mense se gedrag. Daai ou wat so jaag, ek maak dit, die ander ou, is dit altyd 'n karakter en persoonlikheidsissue. So daai ou wat so jaag, hy's 'n idioot man. Daai ou is net afsigtig. Weet wat? Hy is regtig, hy dink net aan homself. Hy's 'n ongeluk met 'n plek soek om te gebeur. Maar as ek jaag, en ek jaag voor mense in, en hulle trek my dalk af en hulle praat met my, dan is dit altyd omstandighede wat gemaak het, dat ek so gery het. My kind lê in die hospitaal, my vrou lê dalk in die hospitaal. Ek was verskriklik laat vir 'n afspraak. Ek het gejaag. Maar die ander ou, hy's net 'n idioot. Dis 'n karakter issue. En soveel keer, as my denke nie verander, situasies, kan ons dit doen. Ons het ook 'n uitdaging. Fundamental attribution error. Ons skryf dinge toe aan iemand anderster en ons sê altyd dis iemand anderster se karakter. Maar ek het omstandighede gehad wat 'n invloed gehad het. Nee. Ek sien die Here wil hê, laat U koninkryk kom. Hoe kan ek sy koninkryk demonstreer in situasies wat ek en jy is? As jy dalk stop en daar's 'n konfrontasie met daai persoon, hoe gaan ek en jy? How are we going to display an opposite spirit? Bedink die dinge wat daarbo is. Daar's situasies wat ek en jy elke dag beleef. Konflik by die werk, konflik met kollegas, konflik in ons verhoudings met mekaar, konflik in my huwelik. Ek weet julle het nie konflik in julle huwelik nie. Julle is nice ouens. Ek en my vrou het baie keer verskille. Here, laat U koninkryk kom. Hoe gaan ek sy koninkryk laat kom wanneer daar verskil is tussen ek en my eggenoot? Jy sien, die uitdaging is dat ek en jy sal begin bedink die dinge wat daarbo is. Ek en jy moet begin bedink, hoe gaan ek anders optree? Reimagine so that you can recreate. Jy sien, jy moet jou verbeelding gebruik wat die Here jou mee toegerus is om te sê, right, as ek weer daai situasie het, as Amanda weer dit vir my sê, in my verbeelding dit af te speel en ek tree anders op. Ek demonstreer, hoe gaan ek die koninkryk
laat manifesteer? Hoe gaan ek die koninkryk demonstreer? Hoe gaan ek die koninkryk laat kom om daai situasie anders te beïnvloed? Hoe kan ek en jy anders optree? Maar om dit te doen, moet ek en jy ons denke vernuwe. Ek gaan afsluit. Glo jy die gawes van glo jy die vrug van die Gees is in jou? Glo jy dit? Glo jy die Here het jou gered en anders gemaak en hy herskep jou? Glo jy is tot alles in staat deur Christus wat jou die krag gee? Ek wil al die goed vra oor geloof. My vernuwende denke skep die walle sodat dit wat ek glo kan vloei. Maar as my denke nie vernuwe en verander nie, wat gaan vloei? Dit wat ek glo. Maar wat glo ek regtig op daai stadium? Nog 'n voorbeeld. Nou kom die Here en hy praat met jou. En hy sê, Rian, ek wil hê jy moet daai ou gaan bedien. Daai kollega van jou, wat almal sê is die moeilikste perd nog in hierdie firma. Die Here sê, gaan bedien hom. Nou is voor die tyd, Rian, glo jy die Here kan mense verander? Ja, glo jy die Here kan 'n impak maak? Yes man, just die Here gee krag, die Here doen wonderwerke. Dan sê die Here, Rian, gaan bedien hom. Here, ek is nou nie toegerus vir daai situasie nie. Here, ek het nou nog nie die werkse konflikhantering kursus gedoen nie. Ek het ook nog nie die anger management laag gemaak nie. Here, ek praat nou nie eintlik met vreemde ou. Here, dis my baas. Ons beginsel by die werk is dat die juniors praat nie met die seniors nie. Want jy sien, 'n onveranderde denkvermoë gaan altyd verskoning soek oor hoekom daai geloof nie kan vloei nie. Die walle sak weg. Maak dit sin, hoor, ek probeer op 'n praktiese manier neerkry. Maar 'n vernuwende denkwyse sal sien wanneer daai situasie en sê, Here, hoe kan ek invloed uitoefen in daai ou se lewe? Here, hoe kan ek u koninkryk laat kom in daai man se lewe of daai persoon se lewe? Here, help. Laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Here, wat is u wil? Hoe wil u hê ek moet doen? Wat bedink ek en jy? Vader, ek bid vanoggend dat U by my sal begin. En Here, ek kies vanoggend 'n reboot. Kies vanoggend die restart. En Here, dat dit wat U in my gedeponeer het, Here, dat dit sal opstaan. Here, dat U ons doof sal maak vir die stemme wat so hard praat daar buite, maar dat U ons oral sal oopmaak vir U stem. Here, dat ons deur U Gees gelei sal word en dat ons nie gelykvormig in hierdie wêreld sal wees nie. Here, dat U wat in my woon, dat ek U sal demonstreer waar ek beweeg. En ek bid vanoggend, Here, dat U ons sal
toevou in die liefde. Here, dat u krag kom vul ons net nuut met die Gees. Here, kom vul ons opnuut met die krag. En ek bid dit in Jesus naam. En Here, waar ons val, waar ons misvat, Heilige Gees, dat u ons sal help, dat u ons sal uitwys. Partykeer wanneer ons dinge doen wat ons nie eens besef nie, kom lei ons, kom leer ons, kom wys ons. Bid ek in die naam van Jesus. En help ons om te transformeer. Help ons om die koninkryk te demonstreer. In die naam van Jesus bid ek dit. Amen. En amen.